welkom terug in my klas. Nou vir die van julle maats wat nog nie my ken nie of wat dalk al vergeet het wie ek is Juffrou Peggy en ek is so opgewonde om weer tyd saam met julle te spandeer. Julle sal nie glo wat ek vanoggend oorgekom het nie. Ek wil graag vir julle vandag hierdie storie vertel wat met my gebeur het. Een van die maatjies verjaar vandag wat in my klas is en ek het die oulikste, mooiste inkleerboek gesien wat ek vir die maatjie gekry het as 'n verjaarsdag geskenk. Haai, maar vanoggend toe ek uit die kar uitklim, toe het ek soveel goed in my hande. Ek het my skoolboeke, ek het my tas, ek het die geskenkpakkie, ek het alles in my hand en toe laat ek dit per ongeluk val. Man, dit was die hele wêreld vol gewees. En ek het probeer om alles terug te vat op hulle plekkies, maar ek kon dit nie regkry nie, so toe druk ek nou maar alles in waar daar 'n gaatjie was om goeders in te druk. En toe ek in my klas kom, toe vergeet ek heeltemal om te kyk of die inkleerboek nog in die regte plek is in die geskenksakkie waar dit moet wees. Ek gee toe hierdie geskenksakkie vir die maatjie en toe die maatjie dit oopmaak, wel, toe die maatjie nie baie van die geskenk gehou nie. Het julle al ooit vir iemand iets gegee waarvan hulle nie gehou het nie? Dis aklig as dit gebeur. Mens kan sommer op hulle gesig sien dat hulle nie daarvan hou nie. Nou die maatjie het die geskenksakkie oopgemaak en toe sy kyk wat daar binne is, toe sy nie baie gelukkig nie. Want in hierdie geskenksakkie was die hele pak wiskunde toetse wat ek daai dag skool toe gebring het. En saam met dit is my grocery lysie gewees wat ek vanmiddag by die winkel moet gaan koop. So ek kan nie dink dat sy baie daarvan gehou het nie. Dink julle haar gesig het gelukkig gelyk of ongelukkig gelyk? Sy was definitief nie baie gelukkig gewees nie. Nou soos wat ek het toe vir haar uiteindelik die inkleerboek gee, toe is sy baie gelukkig want sy het baie daarvan gehou. Maar dit het my toe laat dink aan twee boeties waarvan ons lees in die Bybel. En hulle storie gaan ook oor geskenke of soos die Bybel dit noem, offers wat hulle moes gebring het. So kom ek gaan vandag vir julle 'n bietjie hierdie storie vertel. Eendag lank gelede het daar twee boeties geleef. Die een boetie se naam was Kain en die ander boetie se naam was Abel. Hierdie twee boeties was die eerste twee kinders van Adam en Eva gewees. Nou Kain en Abel het groot geword en elkeen het hulle eie werke gehad om te doen. Kain was 'n landbouer. Dit beteken hy het plante gegroei, vrugte, groente, allerlei lekker goed wat mens kan eet, het hy gegroei en na gekyk en opgepas. Sy boetie Abel was 'n veeboer gewees. Wat beteken, hy het skapies en diere en allerlei diere gehad vir wat hy gesorg het en wat hy na gekyk het. En soos wat tyd verby gegaan het, het daar 'n dag gekom wat die twee boeties albei besluit het om 'n offer vir God te bring. Nou onthou julle, ons het ons net nou gesê, 'n offer is 'n geskenk wat 'n mens vir iemand gee. Nou die twee boeties het besluit om 'n geskenk vir God te gee. Abel het besluit om van die goedjies wat hy gegroei het vir God te gee as 'n offer, as 'n geskenk. Hy het dit gedoen omdat hy gedink het dis die regte ding om te doen. En Abel het toe 'n geskenk vir God gegee van die heel beste lammetjies wat hy gehad het. En hy het dit gedoen omdat hy baie lief was vir God. Nou wanneer 'n mens 'n geskenk vir iemand gee, kan daai persoon mos kies om die geskenk te vat of om nie die geskenk te vat nie. En dis wat ons sien wat in hierdie storie gebeur het. Want God het toe gekies om Abel se geskenk te vat, maar nie Kain se geskenk nie. Wil julle weet hoekom? Wel, die rede het ek al vir julle genoem, maar ek gaan dit gou-gou weer noem. Die rede was omdat Kain net van die goedjies wat hy daar gehad het, vir God gegee het, omdat hy maar gedink het dit is die regte ding om te doen. Waar Abel die beste vir God gegee het, omdat hy lief was vir God en regtig omgegee het vir hom. Wanneer ons na die offers kyk, dan sien ons een het dit sommer maar net gegee en die ander een het dit regtig met 'n mooi hart, met 'n regte gesindheid vir God gegee. En dis hoekom God gekies het om Abel se offer te aanvaar wat met die regte tipe hart en die regte gesindheid gegee was en nie sy boetie se offer te aanvaar nie. Nou julle kan dink, hoe het Kain gevoel? Het hy gelukkig of ongelukkig gevoel?
Ek dink hy was definitief ongelukkig. En as ons bietjie verder in die Bybel gaan lees, dan sien ons is waar. Hy was ongelukkig, hy was hartseer, hy het dit nie lekker gevoel toe dit met hom gebeur het nie. Maar hy het ook iets anders gehad wat gebeur het. Hy het jaloers geword op sy broer. En dis nie baie mooi nie, nee. En naderhand was hy so jaloers en so kwaad vir sy broer, dat hy iets verskrikliks gedoen het. Wil julle weet wat dit is? Dit wat hy gedoen het, was baie erg gewees. Hy het op 'n dag saam met sy boetie gestap, en toe maak hy sy boetie dood. Dis verskriklik, nee. En toe dink hy dat as hy sy boetie net gaan begrawe, waar niemand hom gaan kry nie, gaan alles oukei wees, alles gaan hankie-dorie wees. En dit was nie, want God weet mos alles. En God vra toe vir hom, Kain, waar is jou broer? En Abel sê toe vir God, is ek my broer se oppasser? En met daai lelike houding, en met daai wat hy vir God probeer jok het, was God nie baie gelukkig gewees nie. Want God weet mos alles, so God het klaar geweet dat hy sy broer doodgemaak het. Hy sê toe vir hom, ek gaan jou straf vir dit wat jy verkeerd gedoen het. En God het hom gestraf. God het vir hom gesê dat hy nooit, ooit in sy hele lewe weer 'n plek gaan kry waar hy tuis en by die huis en gemaklik kan voel nie. Hy gaan moet rondbeweeg en moet rondtrek die heeltyd van plek tot plek tot plek tot plek. En dit gaan nie lekker wees nie. Maar weet julle wat? Hy raak toe bang en hy sê, maar God, wat gaan gebeur as die mense uitvind dat ek my broer doodgemaak het, as ek so rondtrek van plek tot plek tot plek? Hulle gaan my dan wel doodmaak. En ek hou nie daarvan nie, ek is bang daarvoor. Maar God is nog steeds iemand wat baie lief is vir ons, selfs as ons goed verkeerd gedoen het. En God sê te vir hom, ek gaan jou nog steeds daai selfde straf gee, dat jy die hele tyd gaan moet rondtrek en nooit tuis gaan voel nie, maar ek gaan 'n merk vir jou gee. Daar gaan 'n merk op jou gesig, op jou voorkop kom, wat vir die mense gaan waarsku, dat as hulle aan jou raak, dan gaan hulle groot moeilikheid kry. En God het dit toe gedoen. Tot vandag toe weet ons nie presies hoe daai merk gelyk het nie, maar ons weet dat dit 'n teken was dat die mense nie vir hom moes doodmaak of moes seermaak nie. En tot aan die einde van sy lewe kon hy nooit ooit weer 'n plek kry waar hy gemaklik en tuis kon gevoel het nie. Sjoe julle, dit is 'n verskriklike storie daarom. En dit laat my dink aan my eie lewe, want in my eie lewe weet ek dat daar baie goeders is wat ek verkeerd doen, baie sondes is wat ek doen. Maar ek weet ook dat ek baie lief is vir God en dat ek graag vir hom die beste wil gee van wie ek is en van wat in my lewe aangaan. Ek wil hom graag trots maak met hoe ek leef, met hoe ek my maatjies behandel, met alles wat ek doen. Ek wil hom bly maak en 'n groot glimlag op sy gesig sit elke liewe dag. Ek wil nie sulke groot foute maak nie, maar ek weet tog dat as ek foute maak, dan kan ek vir God vra om my te vergewe en dat hy dit sal doen, want Jesus het mos vir my sondes ook aan die kruis gesterf. Nou so aan die einde van die storie, nou dink ek ook dat ek is so dankbaar vir wat God vir my doen en dat hy so lief is vir my, dat ek vir hom ook geskenke wil bring. Maar dan onthou ek wat in die begin van die storie gebeur het, dat wanneer 'n mens 'n geskenk vir God bring, moet mens dit met die regte gesindheid bring. Nie net omdat jy dink is iets wat jy maar net moet doen nie, maar jy moet dit doen omdat jy regtig erg lief is vir God en wil dankie sê vir alles wat hy vir jou en vir my doen. En maatjies, ek wil julle moet dit onthou, elke keer as julle bid en elke keer as julle iets doen vir God, dan moet julle onthou om dit te doen met die regte gesindheid, sodat julle God se hart baie bly kan maak. Sjoe, julle, dit was nou 'n lang storie geweest, maar ek hoop julle het vandag iets geleer van hierdie storie, en ek hoop dat julle weer binnekort vir my hier in my klas gaan kom kuier. Nou, ons gaan gou saam bid. Dan gaan ons die onthou versie doen, en dan gaan ons lekker hierdie litte losmaak, en 'n liedjie saam sing. So kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U baie goed is vir ons, en dankie dat ons vandag geleer het, dat wanneer ons geskenke bring vir U, wanneer ons dinge in ons lewens doen om U hart bly te maak, help ons om dit te doen
met die regte hart en met die regte gesindheid. Nie omdat ons verplig voel of gedwing voel om dit te doen nie, maar omdat ons dit wil doen, omdat U belangrik is vir ons. Help ons, Here Jesus, om te weet wat reg en wat verkeerd is, en om altyd U trots te maak met ons lewens. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Welkom terug by vandag se onthouversie. En ons lees uit die Bybel uit 1 Korintiërs 9 vers 7. En dit leer vir ons die volgende. Laat elkeen vir God gee soos hy wil, want God het 'n blymoedige gewer lief. Laat elkeen vir God gee soos hy wil, want God het 'n blymoedige gewer lief. Joy shall fill my heart.